Goeiemôre gemeente. Laasweek het Henk vir ons gepreek oor die bergprediking. Hy het vir ons gelei deur die teks wat sê, geseënd is die armes van gees, die wat tree, die sagmoedig is, die wat honger en dors na geregtigheid, die wat vervolg word as gevolg van hulle oortuigings, die suiweres van hart, die vredemakers. Vanoggend se gedeelte, Matteus en leeshoofter, volg direk op hierdie bergprediking gedeelte wat Henk laasweek gepreek het. En ek lees dit vanoggend graag vir ons voor. Ons luister in die teks met afwagting en verwagting dat God ons gaan ontmoet, dat hy met ons gaan werk deur sy gees en ons gaan lei om die volgende regte tree te neem. Maar voordat ons lees, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons gebed is dat U ons sal ontmoet in ons soeke na U. En ons dors na die ware lewende water, en ons begeerte om ons lewens te bely met U. Mag U ons ontmoet, mag U ons genadig wees. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. In Matteus 5 lees ek vir ons voor vanaf vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit dan weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mense steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat julle goeie werke kan sien, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Amen, ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde tot niet gaan, sal daar beslis geen jota of titel van die wet tot niet gaan nie, totdat alles vervul is. Wie dus een van die geringstes van hierdie gebooie afskaf, en die mense so leer, sal die geringste in die koninkryk van die hemele genoem word. Maar wie dit onderhou, en ander daarin onderrig, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle, as julle geregtigheid nie aansienlik meer is as die van die skrifkenners en fariseërs nie, sal julle beslis nie die koninkryk van die hemele binnegaan nie. Jesus gebruik hierso 2 beelde om vir ons iets te kommunikeer van wie ons is. Nie wat ons moet doen nie oor ons potensiaal oor wat ons kan bereik nie hoe ons 'n opdrag gegee word om 'n sekere aksie uit te voer nie. Die kwessie van wat hierso aanspreek is 100% beskrywend. Hy praat oor ons identiteit. Jesus sê nie, julle moet die sout vir die aarde wees, julle moet die lig vir die wêreld wees nie. Hy sê, julle is die sout, julle is die lig. Sout ken ons goed in elke huis. Sout het 'n veelvoud van funksies, maar die mees bekendste een natuurlik is dat dit geur bring, né? Dat ons het gebruik in ons kos. Dit is nie noodwendig dat ons sout self wil eet of daarvan 'n hele maal wil maak nie, maar wanneer ons sout byvoeg, is dit om die reeds bestaande geure wat binnekant die kos is, juis na vore te bring, om dit juis te beklemtoon, om juis die hele ervaring van die maal te verryk, né? Sout val juis wanneer dit in oormaat gebruik word, sonder diskresie, sonder dat ons dit met 'n sekere mate van minder sout is altyd meer as 'n kos maak. Want jy altyd 'n bietjie meer sout bygooi. Sout is nie veronderstel om afstoot te veroorsaak nie, dat ons nie die kos kan eet nie. En sout is nie bekommerd om seker te maak dat dit juis geproe word nie, dat dit die hoofrol moet inneem en moet beheer en domineer nie. Sout wil glad nie oorheers nie. Dit wil nie vernietig nie, dit wil verryk. Sout op sy beste bring diepte aan ons ervaring van kos.
bring die kompleksiteit van die kos uit, wys vir ons nuance uit. Sout verryk die hele ding waarvan dit deel is. Die hele ding. Sout is nie bekommerd dat dit oor dit self moet gaan, of dat dit dalk homself kan verloor in die proses om die res te verryk nie. Sout giet homself uit. Lig is die ander metafoor wat Jesus gebruik het hierso. En lig kan veral gegee die konteks van sout nou wat die ander verryk dalk bietjie meer voor op die waal lyk. En dalk bietjie teenstrydig wees met sout dat dit bietjie aandag soek, maar wie van ons sit tog 'n lig aan om te kyk na die lig? Die lig is tog daar om die res vir ons te openbaar. Ons gebruik die lig, skakel ons aan om nie na die lig self te kyk nie, maar om te sien wat daar is. Ons lig help ons om alles anders te sien. In die aand is dinge donker en in die afwesigheid van lig kan dinge baie keer scary lyk, vreesaanjaend selfs, ons hoor geluide, maar wanneer lig oor 'n ding skyn, dan kom kleur na vore. Daar is ook baie dinge wat lig nodig het om te groei. Ons hele kosmos het lig nodig om te kan energie in ons stelsel inbring, in ons ekosisteem inbring. Sekere dinge kan nie sonder lig leef nie. En sekere dinge kan ook nie sonder warmte leef nie. In beide van hierdie beelde is lig of sout nie self die einddoel nie, maar is op 'n manier die middel om die doel te bereik. Want beide, na onderskeie maniere, bring die mooi uit. Vir beide op 'n manier is dit wat hulle van deel raak, belangriker. En word dit uitgelig, dit verryk, dit verbeter. Want sout wil nie hê dat alles so sout moet proe nie. En lig wil nie so skerp skyn, dat dit ons verblind nie. Die identiteit wat Jesus vir ons hier wil uitwys, is nie een van 'n top-down, dominante, beheerende disippelskap nie. Dit is nie een wat altyd in beheer wil wees nie. Ek hou daarvan om beheer te wees. Om dinge gebeur soos wat ek wil. Maar die disippelskap wat Jesus in gedagte gehad het, is nie een wat altyd net sy eie wil hê nie. En ons het die geskiedenis geleer, ons moet versigtig wees, dat wanneer Christendom in die verlede die dominante kultuur was, het baie keer toksies geraak het. Dis wanneer ons die dominante kultuur was en begin oorheers het, dat ons ook begin het om die sout elemente verloor binnekant die evangelie. Was ons baie meer geken gewees dat ons wonde vererger as wat ons het genees. Dat ons siele irriteer eerder as om hulle iets van die skoonheid en die goedheid van God te wys. Christendom ongelukkig die geskiedenis heen was baie keer bekend as arrogant of oorheersend. En dit is nie wat Jesus in gedagte gehad het nie. Ek wonder of die element wat Jesus ons nou uitnooi, deur hierdie twee metafore te gebruik, nie juis die komplementerende aard van beide sout en lig is nie. Wat dit wat rondom dit is, verryk en verbeter, en die goeie van dit na vore bring, eerder as dit om dit self te verhef, om jou bors uit te steek en te wys en te wys hoe oulik jy self is. Sout is tog klein ook, maar die krag daarvan is ongelooflik groot in dit is. Ons vat ding om te knippie sout en ons gooi te knippie sout by, maar tog is die effek baie groot. Lig ook kan ons ook nie sien nie. Ons kan ook nie weeg nie. Maar as gevolg daarvan kan ons tog alles sien. En deur dit word lewe moontlik gemaak. Die punt van sout en lig is nooit sout en lig self nie. Hulle funksioneer as 'n antwoord op die tekortkominge van die wêreld waarin hulle geplaas is. Jesus probeer in die bergrede op 'n manier konkreet maak die werke van genade en geregtigheid, van vrygewige, selflose liefde. En om dit nie buitekant ons te plaas bloot as net iets wat ons moet doen nie,
nog 'n opdrag wat ons moet uitvoer nie, maar om ernstig te neem, dit is wie ons is. Dit is ons identiteit. Een van my gunsteling teoloë het op Psalm geskryf dat ons moet ophou om vir mense te sê wat hulle moet doen en nie te moet doen nie, maar eerder vir hulle help om te onthou wie hulle geskape is om te wees. En wanneer Jesus hierso vir ons aanspreek in Matteus 5, is dit om ons te herinner oor wie ons geskape is om te wees. Jesus wys vir ons hierso hoe ons ons wêreld 'n beter plek kan maak. Hoe ons verandering kan bring, die mooi na vore kan bring. Lewe kan moontlik maak. En Jesus wys vir ons dat dit gebeur op 'n onderste bo manier. Dat om verandering te bring nie is om te domineer en in beheer te wees en jou eie wil af te forceer nie, maar hy wys hoe ons wêreld en ons lewe gered kan word van onsself deur nederig in te kom, om komplementerend in te kom, om onsself te gee ter wille van die geheel, om toe te tree in ons verhoudings, in ons wêreld, in ons werk op so 'n wyse dat waar ons opdaag, dit goed is, dat dit beter is, dat die verandering wat ons bring, dat dit verrykend van aard is. Geseën, en daarom het Jesus dan ook in hierdie onderste bo manier van leef Jerusalem ingekom op 'n donkie. Nie op 'n wit perd met berwade nie, maar op 'n donkie. Geseënd is die armes van gees, geseënd is die wat treur, geseënd is die sagmoediges, geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, geseënd is die barmhartiges, die suiweres van hart, geseënd is die wat vervolg word as gevolg van geregtigheid, geseënd is die vredemaker. Dis alles posisies van onderaf, dis 'n minderheidsposisie, dis 'n donkieposisie, waarin Jesus sy volgelinge uitnooi, om nederig dit nie oor jouself te maak nie, om nie jou eie wil af te dwing of te wil domineer nie, maar om die ander te verryk en te verbeter. Om Jesus te volg gaan nooit oor selfbevrediging en selfbehoud nie. Dit gaan nie om ons eie wil te kry nie. Die metafoor wat hier gebruik word, juis van om sout te wees en 'n lig vir die stad, of dat lig is soos om 'n heuwel op 'n stad te wees, wys uit die disippelskap nie dat dit gaan oor oortuigings en idees nie, maar dat dit uitloop op diens en goeie werke, om op 'n manier die goedheid van God te beliggaam verander. Is selfloosheid ter wille van die geheel. Daar is enige gedeelte wat ek wel curious vind in hierdie hele skrywe, en dit is van as sout sy smaak verloor. Nou in die ou 53 dink ek is die vertaling as sout laf word. En die Griekse woord is nog interessant, dit is die woord moraino. Ek het in die diens gespot dat Hanno sê, ek sit net die Grieks in dat ek kan slim lyk, sê ek ja, ek het dit nodig, dat ek 'n bietjie slimmer kan lyk. Maar moraino beteken letterlik om, dis van waar die Engelse woord moron van kom. Dit is om foolish te wees. In my navorsing het ek 'n bietjie gaan kyk, kan sout sy smaak verloor? En volgens ChatGPT kan sout nie. Sout kan afgewater word deur die vochtigheid en lig op te neem. Daar kan anti-klont middels bygevoeg word, sodat die tafel sout nie klonte maak nie. Sout kan ook geure en smake van sy omgewing opneem, maar sout kan nooit sy southeid verloor nie. So ek wonder of Jesus juist deur hierdie metafoor van sout te gebruik, sinspele op die onmoontlikheid van sout om sout te wees. Dat as hy sê, julle is die sout van die aarde, dat hy vir ons sê dat dit is wie jy is. Jy kan nie sout wees nie. En wat ons met ons southeid doen, is belangrik. Ek wonder of Jesus juist sê eintlik dat ons wel 'n invloed het, dat waar ons leef en beweeg en speel in ons lewensdeel, daar het ons 'n invloed.
Ons beïnvloed ons wêreld, ten goeie of ten slegte. En of ons nou meer intentioneel of minder intentioneel daar is dit belangrik vir ons om erns te maak met hierdie identiteit van ons, dat ons die sout is en die lig is. Ek wonder of Jesus juis ons verbeelding wil aangryp, dat ons in die lewe moet opdaag op 'n manier, in die wêreld moet opdaag op 'n manier wat verrykend van aard is. Dat dit verbetering en verandering bring ter wille van die geheel, in 'n selflose manier, in 'n uitgietende manier. Jy en ek kan nie sout wees nie. Dit is wie ons geskep is om te wees. Ons kan vergeet wie ons is. Ons kan onsself afwater van tyd tot tyd. Of ons meng met ons suiwerhede wat ons minder sout laat proe, maar sout is ons sout. Jesus nooi ons uit dat ons lewe sal leef wat nie net gaan oor ons eie wil en voorkeure nie. Dit dan vir ons huwelike, vir ons verhoudings, vir ons werk, vir ons familie, waar ons geneig is om baie keer vir onsself te wil opstaan, te wil aandring en te wil entitled wees tot wat my toekom. Maar Jesus nooi ons uit om onsself te ontledig, om selfloos te gee, ter wille van die ander, ter wille van die geheel. Dalk as ons dit reg doen, kan ons ook iets nuuts en mooi en goed van God se wêreld beliggaam. Dat deur ons goeie werke en ons opdaag in die wêreld, mense God sal loof, dat hy die God is van goedheid, waarheid en skoonheid. Kom ons bid saam. Here, my gebed is dat ons as gemeente iets van ons southeid sal herontdek. Dat ons sal herontdek wie ons geskep is om te wees as iets wat geur bring, iets wat verryk, iets wat kleur bring, iets wat getuig van iets van u skoonheid en die goedheid. Hier ons bely dat dit moeilik is, waar ons graag wil staan op ons eie regte, wat ons toekom. Help ons om te laat gaan, daar waar dit nodig is. Dat ons daar waar ons opdaag, u sout en u lig sal wees. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag jy 'n wonderlike week hê? Mag jy soos wat jy speel, werk en jou lewe deel, mag jy opdaag as God se gestuurde, as iemand in God se beeld geskape, wat dinge beter maak, deur wie jy is.